Ons gaan vandag aan en ons praat nog steeds oor die openbaringsgawes en ons gaan spesifiek vandag gesels dan oor die tweede van die openbaringsgawes wat dan 'n woord van wysheid is. Dit is wanneer die Heilige Gees bonatuurlike feite, insig en wysheid oor die toekoms, dit wat nog nie bestaan nie, gee en openbaar. Spesifieke antwoorde, raad en instruksies wat hy wil hê jy moet weet. So, dit sal byvoorbeeld wees, wanneer hy jou byvoorbeeld 'n waarskuwing gee. Hy het byvoorbeeld met Maria en Josef, in die nag het hy vir Josef 'n droom gegee, en hy het vir hom gesê dat hy sy vrou en die babietjie moet vat en Egipte toe vlieg. So dit was nie deur 'n profetiese woord, of deur die 3 wyse manne, of een of ander profeet wat by hulle aangegaan het nie. Dit was deur die gawe van 'n woord van wysheid in sy slaap, in sy drome, wat die Here vir hom 'n waarskuwing gegee het. Dit is ook, 'n woord van wysheid is ook dan rigtingwysend. Dit sal byvoorbeeld sê, jy was die hele tyd in die suide, en vandag bring ek jou na 'n plek toe, en jy sal noordwaarts gaan, of jy moet na daai dorp toe gaan, of jy moet, en dit is 'n woord van wysheid wat ook weer, onthou wat ek gesê het heel aan die begin, die openbaringsgawes is iets wat binne in jou hart gebeur. Dis nie noodwendig iets wat uit jou mond uitkom nie. Ja, iemand kan kom en hy kan vir jou 'n woord van wysheid gee. Dit is 'n bonatuurlike insig oor iets wat jy dalk 'n vrae oor gehad het en antwoorde voor moet kry. Ek wil nou sommer net 'n voorbeeld gebruik van 'n woord van kennis. Partykeer dan sal iets net weg wees. Jy kry dit net nêrens nie. En dan sal ek vir die Heilige Gees vra om vir my te wys waar dit is. En dan sal hy deur 'n woord van kennis vir my of lei na die plek toe, of hy sal vir my wys. So, met 'n woord van wysheid sal jy byvoorbeeld die Here gaan vra oor iets spesifieks. Jy sal vir hom vra oor 'n werksituasie, of 'n kerksituasie, of oor 'n persoon, of oor, en wat is die volgende stap om te doen? So dit is nie iets wat reeds bestaan nie. Ons het die vorige lesing van die woord van kennis het ons afgesluit, waar ek vir Christine 'n woord van kennis gegee het, dat sy in die agtergrond besig is, en dat die Here sien dat sy in die agtergrond besig is, en dat dit wat sy doen in die agtergrond groot waarde het. En dan om 'n woord van wysheid rondom dit te gee, wys die Here vir my dat sy vir hom gevra het, hoe kan sy 'n groter impak maak op dit wat sy in die agtergrond bring en in die agtergrond doen, want dit is eintlik vir haar lekker om dit in die agtergrond te doen, want sy is weggesteek, maar hoe die Here wil hê, sy moet eintlik meer mense, en dit is presies waar die woord van wysheid nou inkom, dat die Here sê, sy moet meer mense inbring, daar's mense wat werklik wil betrokke raak by iets soortgelyks waarmee sy besig is, en dat haar plekkie, dit wat sy in die agtergrond doen, 'n plek is nie net van wat sy doen nie, maar ook is om ander mense blootstelling te gee daaraan, en hulle op te lei, en so kan sy ook 'n volgende generasie, of 'n volgende groep stig, om ook op hulle eie, sodat dit 'n groter mate van dit wat sy mee besig is, 'n groter mate kan gebeur in dit. So die woord van wysheid is wat die Here vir haar sê, trek meer mense in, vat hulle saam, wys vir hulle waarmee jy besig is, lei hulle op. So, dit is nou waar 'n woord van wysheid dan is, en dit is hoe dit werk. So, dit klink soos 'n profesie, en dit is so naby aan 'n profesie, maar 'n woord van wysheid is om die antwoorde op die vrae te gee, of die antwoorde te gee op dit wat moet kom nadat jy die woord van kennis gegee het. Dit is om insig te gee, dit is om goddelike insig en wysheid in 'n situasie te gee. So, sy weet dalk nie hoe nie, en die Here sê, my wysheid is, begin met een persoon, en vat daardie persoon saam. En laat daardie persoon leer uit die situasie, dat sy sien wat sy waarde dit het, kyk na die persoon se hart, hoekom doen sy dit,
En baie keer wanneer ek ook byvoorbeeld mense vra om saam met my te gaan bedien iewerste, sal ek vir die Here vra vir 'n woord van kennis en 'n woord van wysheid, en sodat die Here vir my kan wys wat in die persone se harte aangaan. Jy kry mense wat net saam met jou stap, omdat hulle het maar die verkeerde redes, ek gaan nou nie al die verkeerde redes noem nie, en dan kry jy mense wat werklik so honger na die Here het, dat hulle saam met jou wil stap, en hulle wil saam met jou doen wat jy doen, sodat hulle kan leer, en sodat jy kan afsmeer aan hulle, en sodat hulle dan ook kan doen wat hulle voorgeroep is om te doen. So, woord van wysheid sal ook dan vir jou wys, nie net wat in die persoon se hart ingaan nie, maar wat in die toekoms byvoorbeeld sal gebeur met hierdie persoon. En ek het al, sulke woord van wysheid ook gehad, wat die Here duidelik gewys het, dat ek sekere persone nie saam met my moet vat, of saam met hulle 'n pad moet stap nie, en dan moet ek luister daarna. Maak nie saak hoe dit van buite af lyk nie, maak nie saak wat ook al nie, hulle moet nie die pad saam met jou stap nie. So, Dawid het in die Bybel, sal jy altyd gaan lees, and David inquired of the Lord, and David went and inquired of the Lord, en dit is om die Here dan die Here te gaan vra oor iets spesifieks, wat gedoen moet word op wat gebeur het. So, daar kan jy gaan lees ook in die Bybel, hoe Dawid in 2 Samuel 5 vers 9 het hy die Here gaan vra, wat moet hy dan nou gaan doen. 'n Woord van wysheid is 'n bonatuurlike realm woord, so dit is iets in die onsienlike wat nog nie gebeur het nie, dit is buite die huidige tyd en ruimte, dit het nog nie gebeur nie, dit is ook nie besig om te gebeur nie, dit is wat sal volg, dit is op pad, dit is iets wat sal volg. Die skrif wat jy kan gelees is Handelinge 21 vers 11, hoe Paulus gewaarsku word oor teëspoed, en Jesaja 6 vers 8 word daar gevra wie sal gaan, en daar is heelwat teksverse wat jy nou kan gaan kyk oor hoe 'n woord van wysheid werk. Woord van wysheid is ook om in die geestelike realm te sien wat die Here mense mee wil beklee, wat hy hulle mee bewapen, wat hy hulle mee juwele wil gee, parfuum wat hy gee. Dis ook dit wat uit die bonatuurlike, uit die hemel uit gehaal moet word en aan mense gegee word op aarde in 'n geestelike manier. So jy sal byvoorbeeld vir iemand bid, en dan sal jy sien hoe 'n swaard, 'n kristalswaard aan iemand gegee word. En dan sal die woord van wysheid word, as jy so 'n woord van wysheid kry, dan sal dit gevolg word deur ook om die simboliek uit te lê en te sê dan, en wat ek ervaar is wat die Here vir jou wil sê deur hierdie kristalswaard, is dat jy 'n suiwer klank het, en wanneer jy met mense praat, of wanneer jy hulle bedien, of wanneer jy die woord bring, is dit 'n suiwer woord wat jy bring. En so of jy sal spesifiek aan iemand 'n woord gee, en jy sal, of jy weet, jy kan vir jouself, jy kan by jouself bid, en jy kan sê, Here, wat is daar wat U vir my vandag wil wys uit 'n woord van wys, met 'n woord van wysheid, en dan sal die Here in daai tyd wat jy hom vra, sal hy jou miskien die Bybel laat oopmaak, en hy sal sê, ek sê vir jou vandag, ek gee vir jou vlerke. So dis nie iets wat bestaan het nie, dis nie iets wat reeds bestaan nie, of in die verlede was nie, dit is iets wat besig is om te gebeur, en iets wat in die toekoms ingebeur. So 'n woord van wysheid is dit wat nog glad nie bestaan het nie. So weer eens, dit is bo-natuurlik, is absoluut bo-natuurlik. Hoe kan jy God se wysheid aan enige iemand oordra? Hoe is dit moontlik om goddelike wysheid en insig te hê oor goed wat jy niks van weet nie? Om vir iemand te sê, doen dit, want dit is
wat gaan gebeur daarop, want dit is goddelike wysheid. Dit is bo-natuurlik, dit is menslik onmoontlik. Dit is wanneer jy nie vir mense vir raad vra nie, maar wat jy die Here vir raad vra. Dit is wat 'n woord van wysheid is. Wanneer iemand met die raad van die Here na jou toe kom en vir jou sê, hierdie is die raad van die Here, hierdie is die wysheid van die Here. Dit is wat 'n woord van wysheid is. So vir ons praktiese oefening wil ek hê jy moet, of vir die persoon vir wie jy die woord van kennis gegee het, of jy kan 'n nuwe persoon ook kry, en vir hierdie persoon vra, vir die Here vra oor hierdie persoon, waarmee beklee hy hulle vandag? Vra vir die Here, Here, hierdie persoon het nog nie 'n kroon op hulle kop nie, of hulle het nie 'n swaard in hulle hand nie, of jy sien die persoon staan kaalvoet, weet, 'n woord van kennis, die persoon staan kaalvoet in die gees, en dan vra jy, Here, wat se skoene wil U vir hierdie persoon aantrek? En dan kan die Here vir jou sê, ek trek vir hierdie persoon lang leer bootse aan, en dit beteken die volgende, dat hy hom beskerm, en dat hy op rowwe plekke gaan loop, in die geestelike, maar dat hy hom beskerm. Of jy sien balletskoene, en die Here sê, ek gee vir hierdie persoon, ek trek vandag vir hierdie persoon balletskoene aan, want ek wil hê dat hulle 'n spesifieke impak moet maak op die spesifieke plek waar hulle is. Of jy sien die Here gee vir hulle 'n kroon van blomme, en dan sê hy, jy gee vir hulle hierdie kroon van blomme, want die Here wil vir hulle nuwe vars gedagtes gee, wat ook al dit is, maar dit is 'n woord van wysheid. So jy kan dit vir dieselfde persoon gee, jy kan bou op jou woord van kennis wat jy gegee het, of jy kan heeltemal vir 'n ander persoon dan iets gee. Jy kan miskien dink aan, miskien het iemand jou raad gevra oor ietsie, en hulle weet nie hoe om op te tree in 'n situasie nie, en dan kan jy gaan soos wat Dawid gegaan het, to inquire of the Lord, en sê, Here, Sadie het my raad gevra, en ek weet nie hoe om haar te antwoord in hierdie situasie nie, maar U ken al die antwoorde, en ek vra dat U dan deur 'n woord van wysheid vir my die antwoord sal gee wat ek vir Sadie kan gee. En dan moet jy op die Here wag. Hy kan dit vir jou net daar en dan gee, hy kan dit na gebed, jy kan bietjie in tale bid, jy kan met hom tyd spandeer. Miskien droom jy daai aand 'n vreemde droom, en Sadie is miskien nie in die droom nie, maar die hele droom was die antwoord wat jy gesoek het. Dit is dalk net jy in die droom, maar partykeer kan jy die eerste persoon wees in die droom, maar dit beteken eintlik dit is vir iemand anders, so jy het mos nou die vraag gevra, of jy het nou die raad gaan vra. So, dit is 'n woord van wysheid, en dit is die prakties wat jy kan toepas dan rondom dit, is om vir die Here te vra, wat se antwoorde, wat se rigting, is daar 'n waarskuwing, is daar enige insig wat U vir hierdie persoon wil gee oor iets wat in hulle toekoms gaan gebeur, iets wat hulle van moet weet. Ek wil net vir ons bid. Vader, baie, baie dankie dat U wysheid, U bonatuurlike wysheid, insig en raad met ons deel. Dankie dat U ons waarsku, dankie dat U vir ons rigting wys, dankie dat U ons insig gee oor dinge wat ons niks van weet nie, omdat U God is, en omdat U 'n begeerte het om Uself bekend te maak aan ons, om U hart en U gedagtes en U wysheid aan ons bekend te maak. Ek bid vir elke persoon wat luister na hierdie boodskap. Ek bid, Vader, dat hulle werklik sal kan insig ontvang en sien en hoor en ervaar, of dit deur teks is, of dit deur lied is, of dit deur droom is, of dit net 'n prentjie is in hulle gedagtes, maar dat U vir hulle sal insig gee oor wat die persoon vir wie hulle nou bid, wat wil U vir hulle spesifiek sê. En ek dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen.